Goeiemôre, Pastor Aubrey en Jill. Goeiemôre Marilu, gaan dit vandag? Goed, lekker om julle so vroeg hier te hê. Altyd, ja. Ek het vroeër vir julle gesê dat julle met asseblief ingeskakel bly. Ons gaan elke eerste Dinsdag van 'n maand gaan Aubrey hulle na ons toe kom en dan gaan ons onderwerpe bespreek waaroor mense nie graag wil of hou van om te bespreek. Absoluut nie. En ek dink dis regtig en ek dink hy is die beste persoon om mee daaroor te gesels, aangesien hy so baie ondervinding het met al hierdie dinge. So bly asseblief ingeskakel, dit gaan baie interessant wees. So ons is in jou hande. Baie dankie, en weer eens goeiemôre aan al ons luisteraars daar buite. Ja, vandag begin ons in hierdie nuwe jaar met 'n nuwe era. En ek wil net begin om dankie te sê vir die bestuur, direksie van IFM 102.2, vir die bereidwilligheid wat hulle het om vir ons hierdie geleentheid te gee om van hierdie onderwerpe te kan aanspreek. En ek wil vandag begin, en dit is, ons gaan elke eerste Dinsdag van elke maand, gaan ons bietjie verder hieroor gesels. En ek wil julle graag vra, as ouer, vader, moeder, al is jy 'n kind, jong kind, tienerkind, en jy weet nie watter kant toe om te gaan nie, oupa, ouma, wie ook al, oom, tannie, kontak die IFM WhatsApp lyn op hierdie onderwerpe, kontak my persoonlik, ek sal nou weer my nommer ook gee. Die skole is op pad om te begin, volgende week. Ek weet daar is hoeveel kinders wat al klaar vrees om skool toe te gaan. Meeste van die mense het begin werk hierdie week, en daar's mense wat bang was om tot werk toe te gaan. En daarom het ek goed gedink om te begin en te gesels oor boeliegedrag, mishandeling en magsmisbruik wat daar buite aan is. En dis hoekom, luisteraars, ons moet verstaan waaroor dit gaan in dit. Jy weet, dit is alles goed en wel, 'n skool kom en hy sê vir die ouers as jy jou kind inskryf, ons het al hierdie prosedures, ons het al hierdie goede in plek hier by ons skool om dit te voorkom en dit hok te slaan. Maar nog steeds gebeur dit. En uit ondervinding het ons nou al geleer, as jy terug gaan na die skool toe, dan trek hulle skouers op, gooi hande in die lug en hulle sê ons kan niks daaromtrent doen nie. Nou, ons voel net dat dit is nie reg nie. Dit werk nie so nie. Ons kinders het regte, soos wat ek en u regte het. Maar ons moet eers bietjie kyk, wat is boeliegedrag? Want, jy sien, dit is maklik om te sê, my kind word geboelie. Maar dan kan dit met 10 teen iets baie erger wees. Of dit kan glad nie so wees nie. Nou, as ons net kyk na boeliegedrag, en dies meer, dan sê hulle, boeliegedrag is die herhaaldelike en opsetlike daad om 'n ander persoon of groep mense persoonlik skade te berokken, deur fisiese, verbale of sosiale drag, wat dikwels 'n magswanbalans behels. Nou jy sien, hierdie ongewenste aggressiewe gedrag is bedoel om die teiken te laat skrik, te bespot of seer te maak. En dit kan in persoon gebeur, dit kan aanlyn gebeur, dit kan op soveel verskillende sosiale media platforms gebeur. En met ons kinders vandag, wat op sosiale media so lekker betrokke is, kyk, hulle is verslaaf daaraan, hulle kan net nie daar sonder nie. Sien ons hierdie tendens baie gebeur deesdae. Maar behalwe die sosiale media, sien ons ook die fisiese boeliegedrag wat gebeur. Nou wat is boeliegedrag? Boeliegedrag is 'n spesifieke tipe mishandeling, wat onderskei word deur sy herhalende en opsetlike aard, wat dikwels voorkom as gevolg van magwanbalans. En daarom moet ons dan ook die onderskeid tref tussen mishandeling. Want baie keer dink mense dat boeliegedrag is mishandeling. Nee, mishandeling verwys na alle vorme van mishandeling van 'n individu of entiteit. En magsmisbruik, wat is dit? Dis die misbruik van gesag deur iemand in 'n magsposisie om ander te beheer, te manipuleer of skade aan te doen vir persoonlike gewin of om dominasie uit te oefen. Nou jy sien, geliefdes, wanneer ons kyk na die tipe dinge, dan vind ons dat daar is wel, en moet my nie verkeerd verstaan nie,
Daar is onderwysers, byvoorbeeld by skole, wat magsmisbruik toepas op kinders. Ons weet gaan gevalle waar kinders fisies gesê word, dat luister, ek sal seker maak dat jy hierdie jaar nie gaan deurkom nie. Kind bly stil, kind by die ouer, en die ouer vat dit maar net, ag, dit moet wees. Wat kan ek aan doen? U het die mag om iets daaromtrent te doen. Hou op om stil te bly. As jou kind geboelie word op skool, as jou kind rondgestamp word, rondgepluk word deur 'n ander kind, as jou kind se toebroodjies afgevat word, dit is 'n geboeliery. En dit gaan bietjie een verder ook nog. As iemand anders dan onwettig iets van jou kind vat, of dit nou potlood is, 'n pen is, of sy kos, dit is diefstal, dit is steel. En as hy nog dreig daarby, dan gaan ons oor na roof toe, want dit is wat die wet sê dit is. En ons as ouer, as grootouer, as pleegouer, in watter posisie jy ook al is, jy is verplig om iets daaromtrent te doen. Dit help dat jy sê, ag, ek sal die hoofmôre bel, of ek sal die skool bel, om vir hulle sê om dit uit te sorteer nie. Glo vir my, as jy nie self iets daaromtrent doen nie, gaan niks uitgesorteer word nie. Nou, ons gaan elke week, of elke maand, gaan ons sekere dinge begin bespreek, en onder andere die tipe faktore wat ons in ag moet neem by boeliegedrag en die oorsake daarvan. Jy weet, dit is soos mishandeling, magsmisbruik, woedeprobleme, houding, bitterheid, kompulsiwiteit, hebsug, meningsverskille, haat, rebellie ensovoorts. En ons gaan elkeen van hierdie punte gaan ons in diepte bespreek. En dan gaan ons ook bietjie kyk na sleutelkenmerke van boeliegedrag, die herhalendheid daarvan, die opsetlikheid daarvan, die mag-wanbalans, en dan die tipe, verskillende tipes van boelie. Daar is fisies, daar is verbaal. Mense besef nie, verbale boelie, hoe ernstig dit is nie. En wat se impak dit op kinders het, veral op jonger kinders. En dan is daar die sosiale en relasionele boelie. En dan is dit die kurberboelie. Daai wat op sosiale media plaasvind. Maar dit is dinge wat ons in diepte gaan bespreek. Maar ek wil jy graag aanmoedig, as jou kind vir jou sê, maar ek wil nie terug aan skool toe nie, moet dit nie net vat, ag, hy is te lui om te leer, of hy het nie sy huiswerk gedoen of so nie. Sit met jou kind, vra vir jou kind, hoekom, waarom nie? Jy sien, ons is vandag te geneig in hierdie lewe, in hierdie samelewing, vir 'n kind om vir hulle hierdie slimfone en goed te gee, tablette te gee, hulle computers en hulle te los, sê, ag man, gaan speel 'n videogame of gaan doen dit of gaan doen dat. In plaas om te sit met hulle en 'n gesprek, 'n persoonlike gesprek met jou kind te voer. Moenie dink om daai kind van jou nou daarso op voorskoolse kleuterskool is, dat hulle nie verstaan wat aangaan nie. Jy sal verbaas wees as jy met jou kind gaan sit, werklikwaar, en met hulle 'n openlike gesprek het. En dit is wat kort kom in vandag se lewe. Ons het nie meer daai openlike gesprek met kinders. Die kinders wil nie meer met ouers iets deel nie. So kom ons kry dit en ons kry dit reg. Nou geliefdes, my nommer is 076 479 7517 vir die wat hom nou nog nie het en ken nie. Maar anders ek kry maar net by Marilou, by Louie, hulle almal by AFM ken hom. As jy met 'n probleem sit, met boeliegedrag op 'n skool en jy kry nie hulp nie, bel my. En ons sal kyk hoe ons jou kan help, van ons kant af. Daar is maniere om dit te doen. Onthou, daar is wetgewing wat jou beskerm en jou kind beskerm met die skool sigself. Maar daar is onderwerpe wat ons later by sal uitkom. En ja, ek dink dit is alwaarvoor ons tyd het vir oggend. Maar volgende maand, dan gaan ons bietjie begin gesels oor die sleutelkenmerke en die verskillende tipe boeliery. Maar intussen tyd, jy is welkom, stuur vrae in hier na AFM toe, en dinge wat jy graag sê, luister, ek wil bietjie meer weet hieroor, of ek sit met hierdie situasie of daai probleem, en dan kan ons dit intussen tyd begin aanspreek, en ook oor die lig saam met julle gesels. En ek wil ook net baie dankie sê vir die United Independent Movement, wat dit vir my moontlik maak, dat ons hierdie onderwerpe, dit wat saak maak in die huis, in ons lewens, dan kan ons bespreek hier op AFM. Baie dankie, Marilou. Dankie vir jou, Aubrey. Dit gaan baie interessant wees, hoor. Ek het al hierdie dokumente wat jy vir my deurgegee het, wat ons gaan behandel. Dit is goed wat, soos jy sê, mense bly stil oor.
en dit moet geadresseer word. Ons gaan volgende keer lekker langer daaroor gesels, maar ek ken van boelie, ek was self geboelie op skool. En 'n mens bly maar altyd stil en dit veroorsaak 'n vrees in jou dat jy wil skool toe gaan, hoor. Absoluut. Jy wil skool toe gaan, jy wil jou dinge doen, maar dan is daar nou mense wat jou nie kan verdra nie en dit gee angs. Ja. So ons sal volgende keer wanneer ons oor dit praat, gaan ek ook bietjie meer sê oor dit. Maar ek is so bly jy gaan hierdie onderwerpe aanhaal. Want soos ons sê, dit is baie belangrik. Ons is ouers is te geneig om te dink hulle kinders is lui as hulle punte sak. Of hulle sit aan. Of hulle sit aan in daai tipe ding. Ja. Want soos ek gesê het, daar is nie openlike gesprekke. Dis nie skool se probleem, nee, dit is ons probleem ook. En daar is, soos ek gesê, daar is kanale wat ons kan gebruik om dit aan te spreek en ons moet dit gebruik. Dit is vir ons kinders se toekoms. Dit is so waar. Julle het gehoor wat sê Pastoor Aubrey, as enigeen van julle raad of hulp soek, as julle meer as welkom te kontak. Soos hy gesê het, julle kan vir ons 'n WhatsApp stuur, ons almal het sy nommer en ons kan sy nommer vir julle gee. So onthou nou elke eerste Dinsdag van 'n maand, dalk gaan ons gaan daaroor praat, dalk moet ons dit 2 keer 'n maand doen. Moontlik ja, ek dink ja. Want my kop sê net vir my, by die tyd as mens by dit uitkom weer, dan het ou al vergeet van die vorige onderwerp. So ek dink ons gaan nou praat, okay. Ja, dankie Marlo. Maar hoorie, bytvas, Aubrey is nou weer terug, hy gaan vir ons die woord bring oor sy 10